Goed, baie welkom. Dankie dat u my hier in oom se huis het. Ons kom koffie drink, 'n bietjie gesels oor die nuutste nuusgebeure in die land en veral oor Ramaphosa wat nou onlangs die grondonteieningswette wat hy onderteken het verlede jaar net na die verkiesing het hy nou Desember ja het hy nou onlangs bevind as ongrondwetlik. Mense wonder nou maar wat het nou intussen gebeur dat hy nou ewe skielik voel of dink dit was nou ongrondwetlik wat dit is. En is dit as gevolg van druk. Ek weet daar was baie afvaardigings van organisasies en goed in Amerika en selfs ek weet die Vryheidsfront het ook gesê en AfriForum het gesê en Solidariteit het gesê dat hulle selfs hofsaake en goed probeer bedryf het teen dit en so aan. Maar wat is oom se opinie daaroor oor die hele nuwe verwikkelinge met die grondonteieningswette? Ja, Dirk, mens moet onthou niks gebeur toevallig nie. Alles word vooraf baie fyn beplan, veral in die politiek. En dan gaan nou maar weer sê, vanaf 1994, voor 94 was daar groepe wat onderhandel het vir 'n uitkoms. Om so die mag oor te dra. En dan gaan nou maar sê die 3 musketiers noem, die ANC, die DA en die Vryheidsfront. Dit is immers die mense wat tog 'n ooreenkoms aangegaan het, die anders kleiner partytjies. As ons het nou kyk verlede jaar, net voor die verkiesing, Mei maand, moet ons besef, daar word tog opnames gemaak, wat gaan die stempersentasie wees, wat gaan die verwagte persentasie stemme vir die ANC, DA, Vryheidsfront, en ook die ander politieke partye. En as ons nou mooi sal onthou, dat dit sleg gelyk vir die ANC. Ja. En MK het weggebreek en dan is nog die EFF wat die ANC aangeval het. Maar tog aan die ander kant is daar 'n tipe van 'n pak gevorm tussen die Vryheidsfront, die DA en alle ander kleiner partye. En ons hou Neil de Beer ook, wat ook daarbey betrokke is. So almal het 'n groot pak gevorm dat ons die ANC moet stop. En al die mense is opgeroep daarna toe. Om te gaan stem. Ja, om te gaan stem, om die ANC uit te stem. Maar die ANC dit het duidelik gewys met die navorsing wat die persentasie stemme wat die ANC sou trek, het hulle gesê hy gaan onder die 50% trek. Party sommige dink in die middel 30s. Ja. En dit was duidelik dat die ANC nie daai verkiesing as 'n meerderheidsregering 2/3 meerderheid sou kry nie, of oor die 50% kry nie. En dit word alles beplan. Net so is die beplanning destyds met die HNP en die KP, was 'n duidelike beplanning dat deel en heers. So hulle die nasionale party in 2 gedeel en eintlik nog stemme van die HNP getrek om dan ook die oorgawe dat die HNP daai verkiesings daarna sou wen te stuit. Ja. Maar dan sit ons met dieselfde taktiek wat hier gebruik is. So aan die een kant is daar groot stemme opgeroep om die ANC te stuit. Die ANC se stempersentasie was laag en dit was nog voor die verkiesing duidelik dat dit laag sou wees. Maar die indruk moes geskep word aan die kant, ons gaan die ANC uitstem. Maar die ANC moes 'n geel wortel gehad het om ook swart stemme, meerderheid swart stemme te kan trek, en dit was die onteieningswet. Dis hoekom net in Maart maand voor die verkiesing is dit deur die Nasionale Raad goedgekeur. Voor die verkiesing, alhoewel Ramaphosa dit nog nie onderteken het, ingeteken het. Ek was kyk ook hierso. In die verkiesing was Mei maand. So dit is dan duidelik, aan die een kant het die ANC 'n geel wortel gehad, onteiening sonder vergoeding, en aan die ander kant
was die pak gevorm meerderheidsstemme. Nou ek sê vir jou, daai pak wat gevorm was, en daai samewerking wat daar gesluit was uit en uit om soveel meerderheidsstemme te monster onder die slagspreuk, kies die ANC uit. Maar dit is 'n leuen gewees. Dit was uit en uit om soveel meerderheidsstemme te trek, sodat die ANC deur hulp van die meerderheid stemme wat hulle aan daai kant kan kry, die Vryheidsfront, DA en daai pak wat daar gevorm is, om die ANC in bewind te hou. Dis hoekom, toe dit duidelik was dat die ANC nou, dat daar nie 'n meerderheidsregering sou wees nie. Toe is daar vir die Vryheidsfront gevra, maar sal hulle, as die ANC, julle het nou gesê, die ANC moet uit, maar indien die ANC so minderheid is, en hy kan nie 'n verkiesing regeer nie, en hy moet in koalisies gaan. Toe die Vryheidsfront gesê, nee, maar hulle sal nie nou sê, en 'n streep daar deur samewerking trek nie. En so daar dan gerugte uitgekom dat die DA alreeds met die ANC gaan onderhandel het, terwyl hulle vir die kiesers hierdie kant sê, ANC uit, het hulle alreeds voelers uitgesteek. En Steenhuisen en almal het dit ontken. Ja, ek weet dat 'n berig uitgekom van 'n joernalis, of dit nou hoe waar was of nie, maar wat gesê dat die Oppenheimers al klaar vooraf met die ANC ook besprekings gehad het en met die DA om van die DA se stemme te allokeer of te help om die ANC in bewind te hou op 'n manier. So berigie wat uitgekom het. Toe sou Steenhuisen hulle dit nou heftig ontken en goed. So ek sê vir jou dat daardie onteieningswet wat nou in die Nasionale Raad goedgekeur is of aanvaar is, was nog nie deur Ramaphosa as wet onderteken nie. Was 'n geel wortel om soveel swart stemme te trek vir die ANC en aan die ander kant vir die DA. Nou kom ons volgende jaar weer verkiesing. Wat het die ANC, wat kan hy doen om nog meer swart stemme te trek? Hy het tog 'n Desember maand die wet geteken. Goed, daar's nou baie, dit is te laat gedoen en hulle deurgestoomroller en daar's baie ander dinge. Maar van Desember tot nou toe het Ramaphosa stil gebly. Ja. En dan kan ons kyk, die ontevredenheid onder die swart stemmers teenoor die ANC het heftig toegeneem. Die geel wortel van die onteieningswet het nie vir hulle gewerk nie. Ja. Nou, waar kan die ANC nou ondersteuning kry? Seker by die met wie hy 'n verbond gesluit het, of? Ek wil 'n voorspelling doen dat hier agteraf gekonkel is, dat juis op hierdie oom hier nou, voor die munisipale verkiesings volgende jaar. In beginsel sê die ANC nie die wet sonder onteieningswet sonder vergoeding is ongrondwettig nie. Dis nie wat hulle sê nie. Ja. Hulle sê die prosedure dat die grond onteien kan word en voortgaan word met die onteiening terwyl die persoon dit in die hof beveg. Die onteiening teestaan en ook dan die vergoeding teestaan in die hof, kan hulle aangaan met die onteiening. En dit kan jare duur en so kan die persoon sy eiendom. Maar die beginsel word nie daar betwis nie. So die geel wortel vir die swart man is nog daar, ons gaan die gronde by die wit man vat, sonder om te betaal, julle gee, maar ons het net daai klousules regstel. So die geel wortel bly daar, maar nou kom, sê ek, nou wil die indruk geskep word, kyk, die nasionale regering van eenheid beteken iets vir die wit man. Nou, stem vir die Vryheidsfront, want ons het hierdie wetgewing op hou gesit. Ja. Die DA ook. So, nou gaan die indruk geskep word dat die regering van nasionale eenheid, AfriForum, Solidariteit, Vryheidsfront, DA en almal daar is oppositie. En hulle kan dan die ANC in toom hou met dit wat nou met die wet gebeur. Nou met dat Ramaphosa erken dat die wet, die onteieningswet nou ongrondwetlik sal wees. So nou kom daar, word die indruk geskep dat
of dit kan die indruk geskep word dat die DA en die Vryheidsfront en aller ander groepies wat daarin is, kan die ANC in toom hou. En so wil hulle nou aan die kant meer blanke en die mense wat nie stem nie, wat hulle losgemaak het van hierdie stelsel, wat as gevolg van die samevoeging van die ANC en die Vryheidsfront en die DA, daai samewerkingsooreenkoms, hulle gedistansieer en dit kan ons op sosiale media sien. Ja. Hoeveel mense het gesê, is klaar gestem vir die DA, klaar gestem vir die Vryheidsfront, maar nou kan hulle kom en sê, kyk, maar goeie oppositie kan stop en kan keer, maar dat ons moet onthou, die beginsel bly die belangrikste. Die beginsel is dat die foute van die verlede moet reggestel word. En daai beginsel aanvaar die DA en die Vryheidsfront. Ja. Dat grondhervorming moet plaasvind, anders sit ons in die gemors van Zimbabwe. Dit sê hulle almal. Hulle almal ondersteun die grondwet wat buitendien die herverdeling van rykdom en grond ondersteun. So hulle almal het eers tog 'n eed afgelê dat hulle daardie beginsel sal toepas, al regeer hulle eendag die land, of hulle moet die grondwet verander. So vir my is die probleem, die Vryheidsfront en die DA in beginsel stem saam, dat gronde onteien moet word om vir die swart man te gee. En dan stem hulle eintlik saam. So hier gaan dit eintlik die wet, onteieningswet, gaan nie verander nie. Jy kan nou voordat jou grond onteien word, dit in die hof gaan beveg. Ons sê, hierdie land, ons het kaart en transport. Hierdie land is ons land, dis ons grond, ons het dit wettiglik bekom. Die ander groepe, die DA en die Vryheidsfront, erken dat ons grond onregmatig bekom het en van die swart man wat weggevat het. So daar's 'n groot beginselverskil. So in werklikheid stem die ANC, die Vryheidsfront en die DA en elke partytjie wat deelneem aan die verkiesing of aan die stelsel of in die regering van nasionale eenheid sit, erken dan dat ons die grond onregmatig in die hande gekry het en dit moet herverdeel word. En asseblief, mense moet besef dat hulle nie hier onder valse illusie moet verkeer dat die Vryheidsfront vir hulle regte beklei nie, of vir hulle grondbesit beklei nie. Nee, hulle erken dat daar van die grond moet teruggaan na die swartes so wat onregmatig bekom is. Dit is baie interessant wat oom nou sê. Ek dink mense moet definitief daarin kyk. Ek dink dit is 'n goeie voorspelling en ek dink dit is 10-1 wat besig is om te gebeur. Ek weet baie van die landbouunies. Ek het 'n paneel gekyk waarop Benny van Zyl ook gepraat het en so aan. En hulle onderneem dat grondhervorming is reg. Dit kan gebeur, dit kan gedoen word. Grondonteiening kan gedoen word. Hulle is nie in beginsel teen grondonteiening nie. Hulle is ook nie teen grondhervorming of so nie. Maar sy woorde, of hulle woorde, ek kan nou nie spesifiek onthou of dit Benny van Zyl was wat dit gesê het nie, maar dit moet eerder, soos wat die ANC dit nou bedryf, rasgedrewe, moet dit winsgedrewe wees. So dit kan gebeur, grondonteiening kan gebeur, maar solank dit voorspoed vir die ekonomie inhou, solank dit winsgedrewe is, solank dit goed is, solank die wat weer ingesit word daar, die intellektuele vermoë het om te kan kapitaliseer op daardie onteiende grond. Kyk, as jy vanuit omstandighede jou stryd voer, né? Ja. As jy nie op beginsels nie, dan soos die omstandighede verander, so verander jy ook. Ja. En ek moet sê dat die georganiseerde landbou, maar so van regering verwisseling, maar ook verander het hulle eie sienings. Ja. As ons nou kan kyk, ek het 'n artikel destyds geskryf oor grond, oor die wetgewing van 1913 het ek 'n artikel geskryf. Is dit duidelik dat die TLU destyds grond wat Hertzog gevra het wat na die swartes toe moet gaan, het hulle dit heftig teëgestaan. Het hulle dit heftig teëgestaan, eintlik die Suid-Afrikaanse land, maar veral die TLU. Ja.
En vandag het almal die beginsel aanvaar dat grond moet herverdeel word. As ons kyk na al die gronde wat dan wel in swart besit en staatsbesit is, moet ons besef dat die blanke individueel die minste grond besit, as 'n groep. As ons net kyk na Zululand, en ons wat buitendien in 'n trust geregistreer is, dat hulle eintlik hulle volksstaat het daar, en as ons al daai gronde, wat die trustgebiede, soos die ou lokasies, in die tuislande, soos kyk, Transkei, Bophuthatswana, Vendaland, Gehani, Thohoyandou, Namagali, en ons kan Lebowakgomo, alles bytel, het hulle in werklikheid meer grond as ons. Maar nou kom hulle en hulle sê landbougrond. Wat noem hulle landbougrond vandag? Landbougrond is wat ontwikkel is waarop daar geplant is. Ja. Nou sê hulle ons besit 72% van die landbougrond. Maar hulle die beste dele eintlik. Al die grond is ons landbougrond, jy moet dit net ontwikkel. Ja. In ploeg en bewerk, dan is dit ons landbougrond. So as daar nie landery is nie, dan is dit nou nie landbougrond nie. Hier by Letseteli is citrusboere, massiewe citrusboere, en as jy nou staan net aan die kant van die draad, dan staan jy nou in Mamitwa en Sihoko en Tutokwe en Mawa, dan is dit soos 'n groen muur. En hier kant lewe 'n haas of 'n mossie nie eers. Ja. Dan daai is landbougrond en hierdie. Hoekom ons hier nie citrusplase aangebring nie. Ja. So maar dit is doelbewus. Ons onthou dis doelbewus. Hierdie mense ry die soustrein. Ja. Jy moet besef destyds Johan Kriek hou ons nog so verantwoordelik dat ons het hier oor die 2000 plakate opgesit om hierdie stelsel te verwerp. En die mense het geluister en hulle het hom uitgestem, want hy was minister van transport, LER vir Limpopo provinsie, 'n vryheidsfronder. Ja. Daai tyd het hulle al possies gekry om saam met die ANC dinge te doen. En vandag 'n gesprek wat ek 3 of 4 maande terug met Johan Kriek gehad het, wat sê hy vir my, waar is blank Suid-Afrika? Nooit was die blanke die meerderheid in Suid-Afrika nie. Wys my een gebied. So in werklikheid uit die Vryheidsfront ontken dan dat Suid-Afrika binne ons grense, wat daar was van die 1800, soos dat ons die land ingetrek het en grondgebiede beset het en bewoon en bewerk het. In beginsel sê hulle, daai grond behoort aan die swart man. En dis hoekom hulle dan ook al hoe meer beklei vir kulturele regte en eintlik 'n reservaat wat dan sal uitloop soos 'n stukkie grond. Soos die Indiane. Ja, en Mulder, die leier nou het erken dat hy al 'n paar jare terug vir ons se grond in die Noord-Kaap gaan koop het. Ja. Ja, dit is op sosiale media, kan mense maar daarna kyk, maar die punt is, ons moet ons nie laat vang met hierdie verkiesing wat nou kom, dat die DA en die Vryheidsfront en die regering van nasionale eenheid, dat hulle druk kon uitoefen op die ANC om hierdie wet op onteiening ongrondwetlik te laat verklaar nie. Ramaphosa het uit hom eie uit dit gesê, maar die beginsel bly staan, onteiening sonder vergoeding. Dit bly staan, want R0 is ook 'n prys. Ja. Dit is wat ons onthou. Ons begin ons by 0, 1, 2, 3, 4. Daar is nou selfs sprake dat hulle nie nodig het eers om die grondwet te verander nie, want as hulle bepaal die waarde van die grond, en as dit dan so deur die wet die grond dan 0 waarde het, is dit ook 'n waarde wat daaraan gekoppel is. Dit is maar net wat my opgeval het, is dat dadelik is AfriForum het stories daar, en hulle het hofsaake gemaak en goed, en ons het nou duidelik besef dat dit 'n geel wortel was, om swart stemme te kry vir die ANC, dat hy die meerderheid kan kry. Maar baie blankes het nou hierdie party wat in 'n vennootskap met die ANC gaan het verwerp. Ja. Nou moet daar iets gebeur. Daar gebeur dit, die ongrondwetlikheid van daai artikels in die onteieningswet.
hulle vat die krediet vir hulle self en baie van ons mense word oorreed, maar die stelsel werk. Die stelsel werk. Ons kan dit gebruik. So is maar net ietsie wat by my opgekom het waar ons maar kan gesels. Nee, dit Maar daar sal baie dinge kom en ek sê vir die mense, hou dit dop. Hierdie ding gaan van die argumente wees ja, wat na vorendag kom, maar in die beginsel stem almal in daai regering van nasionale eenheid dat ons grond, ons eiendom, ons is nou by Vegkop, né? ja, En as ons nou daar kan nou sien, daai gronde het Hendrik Potgieter gesê die verowerde gebied genoem. Hy het 'n republiek daar uitgeroep. Dis ons land. Almal was daar. Die Vrystaatse Republiek is uitgeroep, die ZAR is uitgeroep. Ek bedoel 33, 36 man teen 6000 soldate. Dis tog 6000 impies. Oor 1000, 1500, 1600 as 'n gaai wat in die laar ingegooi is. ja, Dan is dit ons duidelik dat en dat ons daai grond om grond in die hande te kry is deur koop, ruil en beset en verower. Dit is jou volkereg. Dit is wat al die state in Europa deurgegaan het, en dis wat Amerika self ook en so ook Britannia met Ierland en Skotland. Ja. Verowering, selfs deur oorlog. Maar snaaks, daai selfe reëls geld nie op die Afrikaner volk nie. Maar ja, daar waar ons dan by Vegkop, waar dit duidelik die ingryping van God was, dat daai mense beskerm is, en dan ook daai Matabele's gejaag is tot ander kant in die grens van die land. ja, Is dit ons land. Maar nou, selfs die grond wat gekoop is by Dingaan, deur Piet Retief, waar daar traktate, selfs die gronde hier so in Oos-Transvaal, wat deur, jy sal oplet, ek praat nie van Mpumalanga nie, nee, praat van Oos-Transvaal, die Republiek Vryheid, daardie gronde wat wettiglik deur die Swazis aan Hendrik Potgieter gegee is, word vandag ook herverdeel. ja, As dit herverdeel moet word, terug na die Swazis toe, maar dit word herverdeel, en daar by Vegkop, die swartes wat daar in grotte en gate en weggegryp het, wat die voortrekkers voor beskerming gegee het, toe was hulle tog so bly. Nou het hulle aangeteel, hulle het vermeerder, nou kom daai selle wat in die gate en die grotte gebly het, wat sy lewens gered is deur Hendrik Potgieter, hulle se toetrede daar. ja, Nou eis hulle die grond. En wat verbasend is, nou sê mense, groepe soos die Vryheidsfront, en daar nie, ons moet dit herverdeel, ons moet dit teruggee. ja, so in werklikheid hou hulle self voor as 'n front van Afrikanerskap, en hulle veg vir die Afrikanerse belange, maar hulle het jare terug al met die oorgawe van hierdie land se mag in verbond gegaan met die ANC, en so dieselfde die DA. Ja, kyk, baie mense hou Piet Retief, nou sê ja, leer uit die foute van Piet Retief. Hy het 'n verbond met die Swartman en met die Antichrist en dit aangestel. Maar tog het Piet Retief nie die grond wat hy gehad het, wat hy in besit gehad het, gegaan en dit gaan op gee vir Dingaan nie. Soos F.W. de Klerk en Constant Viljoen en al hierdie konkelaars, wat hulle gehad het. Piet Retief het sy lewe gaan betaal. Wat hy dalk fout gemaak het, hy het 'n barbaar vertrou. Ja, Maar dan moet ons ook God se hand daarin sien dat God het so beskik het dat daai traktaat onderteken is. Piet Retief het sy lewe gegee vir ons vaderland. Piet Retief het sy lewe gegee vir die grond wat hy vir die voortrekkers daar wat gewag het op die goeie nuus vir hulle gekoop het. dis met bloed gekoop. Ja, hierdie ander het presies dit gedoen wat Dingaan gedoen het. Ja, Hulle het die eiendom gaan weggee. Hulle was nie bereid gewees om hulle lewens te gee nie. Om enige iets tot hierdie volk te baat nie. Ons nou net ligtelik geselskap hier, maar dit is tog so, en ons moet onthou,
jy kan nie 'n stryd voer sonder beginsels nie. Jy moet op rots bou. Jou fondasie moet op rots wees en ons as gelowiges sê is die woord van God. Ja. En van daar af moet jy bou. Jy kan nie 'n Judas wil op omstandighede wil bou nie. Want omstandighede verander elke dag. En so pas jou beginsels nou aan by omstandighede, dan het jy niks waarop jy kan vas staan nie. Ja. En so 'n kaartehuis tuimel in duie. En hierdie bestel gaan in duie stort. Ons sien dit, daar's benoude spronge wat nou gemaak word. Benoude spronge. Hulle gryp na elke grashalmpie wat hulle kan. Ja, en ons het besef hierdie stelsel gaan in duie stort. Ek bedoel, openlik erken die polisie dat hulle self uit syndikaate bestaan. Die regering is 'n misdaad syndikaat regering wat hier is. Is 'n rowerbende wat alles plunder. En nou werklik, as ek saam met 'n plunderaar plunder om belastinggeld in te vorder van die plunderaar, die spreekwoord sê mos die deler is net so goed as die steler. So word. Maar dat hierdie bestel gaan in duie stort. En dit moet die mense duidelik besef dat ons sal nie daarvan gespaar word nie. Want so 'n bestel wat op korrupsie gebou is en op leuen en bedrog en op ongeloof, nie op God drie enig gebou is nie. En hom as die enigste God daar stel nie. So bestel stort in duie. Ons sal teruggaan na barbarisme toe in hierdie land. En hierdie hele ineenstorting gaan met geweld gepaard gaan. En as die mense dan nie met ons saamstem nie, of met my saamstem nie, al wat ek vir hulle vra, maak net gereed op julle veiligheid. Dis nie te veel gevra nie. Ons sê dat ons buite hierdie bestel verenig, sodat ons dan veral op ons behoeftes kan konsentreer vir onsself, maar ook op ons veiligheid. Maar as die mense nie wil luister en sê, asseblief, raak betrokke. Ons het gesien wat in Durban gebeur het. Raak betrokke, want hierdie stelsel gaan met geweld in duie stort. En niemand gaan dit keer nie, want die polisie is self so diep in die mafias en misdaad wêreld ingekruip, dat hulle mekaar al vermoor. Dat hulle mekaar beskuldig van korrupsie. En politiek moorde wat toeneem in hierdie land. So dit is uit en uit 'n syndikaatstelsel. En dan, laat ons dan op daai gebied verenig en daar gaan niemand anders gaan vir ons opstaan nie. Niemand anders nie. As ons nou maar so kyk na die Vryheidsfront en na die DA, hulle is so tevrede met die polisie en die vermoë van die polisie. Hulle praat met die polisie en die DA en hulle probeer daardie strukture te gebruik vir die veiligheid van ons burgers in Suid-Afrika. Maar ek sê vir jou, ons sal na onsself moet kyk. Ons sal ons eie plaaswagte en dorpswagte daar hê. En nie om buite die wet enige optrede te doen nie, maar om na onsself te kyk. Ek dink elke burger van Suid-Afrika kan getuig daarvan dat die Suid-Afrikaanse polisie geen beveiligingsinisiatief vir sy burgers toewens nie. Ek bedoel, hier is nie net nie eens voertuie om te reageer nie. Ek sê, ek trek die streep deur elke polisman nie. Ek het al te doen gekry wat en 'n swart polisman wat bereid was maar hy het dit as 'n beroep gevat. Hy het dit maar hy sou afgetree. En nou sit ons met ANC-kaders. Maar ons het besef dat ons eie strukture daar sal moet stel en dat ons ook buite die stelsel, ons praat van buite die bestel, kan party mense net moetswillig wees om dit af te breek, maar buite die bestel
in ons groepe wat ons daar stel, identifiseer dokters. Ja. Identifiseer 'n gesondheid strukture, stel dit daar. Finansiële strukture, Finansiële strukture. Maar buite kan die bestel. Ons het gesê dat ons weer die bywonerstelsel in ons land sal moet inbring, want ons mense gaan ten gronde op straat, Ja. op strate en plakkerskampe. Ja. 'n Bywonerstelsel waar die man in daai op die grond kom bly met sy vrou en kindertjies en hy werk daar vir 'n bord kos vir dak oor sy kop, maar hy kan staan nie en bedel op straat nie. Ja. En dit is buite kan die stelsel of buite kan die bestel. En so word jy mag. Ja. Maar om te wil sê dat ons nou ek 'n stuk grond gaan koop of plase gaan koop en ek vestig mense daarop met die idee en die geelwortel, ons moet ons reg op ons vaderland prys gee sodat mense op 'n stuk grond moet kom bly. Maatskappy se Daarmee stem ek nie saam nie. Nee. Ek moedig die boere aan, gebruik julle eie arbeid, gebruik julle mense, vestig julle mense op julle gronde. Hoe meer mense daar is, hoe jou eie mense, hoe veiliger is jy, hoe moeiliker raak dit ook vir die staat om so jou grond te onteien. Ja. Want nou sit jy met 30 mense, en nie met 30 volksvreemdes wat gaan tooi in jou lande aan die brand gaan steek. Nie, hulle gaan saam beskerm, want hulle weet, as hulle dit nie doen nie, gaan hulle ook maar weer op straat land. Ja. En so, daar's baie dinge, maar om die gees van verset onder ons mense daar te kry, dit is waarmee ons sit. En kom ons Hierdie mense wil juist nie hê daar moet 'n maar ons sit met maatskappye wat hierdie land beheer. Ja. Ons sit met groot mega boere en kommersiële boere wat nie eers die eienaars meer van hulle eie grond is nie, wat soveel vennote en soveel beleggers het dat dit 'n maatskappy is. Ja. Dat as ons kyk na ZZ2, die van Sails is nie meer die alleen eienaars daar nie. Dis 'n groot besigheid. Is nie meer 'n familieplaas nie. Nee. En daai mense is baie gelukkig so dit nou is. Ja. Ja, ek het nou die dag vir 'n persoon gesê, hierdie mense is gelukkig met hoe die omstandighede op hierdie oomblik in die land is, want hulle baat van die omstandighede af. Hulle is juist die wat dit so wil hê. Maar wat van die ou op straat? Wat van hoeveel miljoene van ons eie mense is in plakkerskampe en op straat sonder werk, wat verstoot is uit die ekonomie, uit verstoot is uit die mag van hulle eie land en so. Hulle word glad nie verteenwoordig deur die Vryheidsfront nie. Hulle word nie verteenwoordig deur die DA nie, of die ANC of enige van hulle nie. Daar word heeltyd deur daai organisasies en partye gevry na Amerika en na al hierdie groter moondhede en groter finansiële instansies en goed. Want vir hulle gaan dit eintlik oor selfverryking. Ja, kyk ons moet onthou, hulle sê altyd gaan kyk waarna toe gaan die geld. Ja, volg die geld. Nou, ons kan maar net hier in Janine gaan kyk en dit sê Tellyvallei en daar seker maar ander plekke ook. Onthou, voor die oorgawe is daar met die groot megaboere gepraat. Ja. En met die groot kommersiële boere gepraat. Daar's met landbouleiers gepraat. Mense kan dit lees in die IDASA komplot. Ja, en daai boere het ingestem. Nou, hoekom sou hulle instem? Wat was op die skinkbord vir hulle aangebied? Dit kon ons nie bepaal nie, maar as ons kyk wat gebeur het sedert daai tyd, wie se landbougrond neem toe? Wie het gebaat uit restitusie eise byvoorbeeld? Wie het gebaat uit grond herverdeling? Ja. As ons kyk die van Rooyens byvoorbeeld hier by Serala. Daai gronde het alles aan familieplase gewees, suksesvolle boere, piesangboere, ewerboere, groot mango plase. Ja. Daai boere is almal gesê nee, dis restitusie eise, dit moet reggestel word. Al die gronde is aan die koop en 'n community gegee. Ja, vir die communities gegee, ja. En nou boer Agri SA boere dit.
die van Rooyens boer dit, en hy het daai grond gekry sonder om 'n sent te betaal. Hy het nie 40.000 of 50.000 rand 'n maand se paaiement wat hy kry nie. En so, as ek reg verstaan en wat ek gesien het, dan kry jy nog sagte lenings, jy kry 'n rabat op jou arbeid, op jou diesel en alles, en jy deel dit soos hulle sê, die winste met die community, so jy kry nog goedkoop arbeid ook. Ja. En dis nie die enigste een nie, so kan ons gaan kyk, en die mense kan gaan kyk in hulle provinsies, wie boer daai gronde? Ja. Hulle boer nou op grond wat aan die staat behoort, of aan die communities, maar die ander boere, waar's hulle nou? Eintlik aan die staat, want die alles ten volle afhanklik van die staat. Die kinders, familieplase, daai kinders, deur die restitusie-eise van daai ouers wie se gronde, waar's hulle vandag? Ja. Waar's die erfgename van daai gronde wat dit moes erf? Ons ken van hulle. Hulle werk as arbeiders vir dieselfde maatskappye wat die grond bekom het deur grondrestitusie en grondhervorming Ja, en so. so die restitusie-eise en die grondherverdeling het vir baie groot mega en kommersiële boere ekstra grond laat bekom waarop hulle kan boer. En subsidies kry Ek bedoel, van die staat. ja, so daar's ander groepe, ek dink Dries Boer het ook so 'n stuk grond bestuur, en as ek reg kan onthou. Ja. Wat dan ook ten gronde gaan het op die einde. Maar dit is wat gebeur. Dit is, kyk waarna toe gaan die geld. Hoe brei daai groot kommersiële boere nou uit en boer hulle op staatsgronde? Ja. So van die begin af is die hele beplanning dan daar gewees eintlik, en ek sê vir jou, wat se voordeel was daar dan vir die groepie vryheidsfronders wat gaan sit het? Nou, hulle word betaal. Dit was maar net tog 'n check. Ja. Elke maand 'n check. En hulle sit daar en Boetie raak die baas, en dan word die ander Boetie die baas, na konstant. Ja. En dan word Pieter die baas, en dit is verbasend hoe dieselfde vanne, die Groenewalds, en dan Millers, en Bossels, wat toch so in die rondte beweeg. Is maar net vir interessantheid, ons gesels nou, maar dit is baie interessant. Ja. En maar, laat ons besef, en ek sê dit vir die kommersiële boere ook, en ek sê vir die groot boere ook, die dag, wanneer, net soos in Zimbabwe, wanneer alles vernietig is, dan kom hulle vir julle. Ja. Dan kom hulle vir julle. Jy is die groter boere. Ja. Al die klein boere, almal moes vlug, daar uit Zimbabwe, hier na Suid-Afrika toe. Ek onthou al die Rhodesiërs, kindertjies wat in die skole, van ons skole dubbel medium geword daai tyd. Ja. En toe, en die groot kommersiële boere wat agtergebly het toe nou op die einde, is hulle maar ook uitgeskop. Ja. En so maar ek sê weer, niks gebeur toevallig nie. Dit is net iets wat toeval, alles word daar fyn beplan. En ook nou, daar moet nou 'n strategie vir hierdie verkiesing kom, en die DA en die Vryheidsfront, hulle moet ook met 'n verkiesingsveldtog, hulle moet iets hê waaroor hulle kan stry, en die mense ooreed om vir hulle stem. Ja. En nog interessant is dat, ander interessante punt is dat Ramaphosa nou die DA so prys met sy audits en sy skoon munisipale regerings. Ek het dit gesien, ja. Ja. Dan moet jy agterkom, hierdie 3 groepe is besig om mekaar heuning te smeer. Ja. So sterkies te prys. Want hoe meer enige een van daai stemme kry, hoe beter is dit vir die groep. Ja. Om in beheer te bly. So al kry die ANC dalk nou net 38%, maar die DA gaan op na 32 toe dan die DA en die ANC kan nog 'n nasionale regering saamstel, en hulle kan nog die munisipaliteite in die provinsiale deel. Ja.
So dit is uit en uit 'n strategie wat daar uit voortspruit. Ja. Dit is nie hulle beklei nie teen mekaar nie. Hulle hou mekaar in die stoel. Ja. Oh, dis eintlik 'n hoe kan 'n mens redeneer dat hoe stem jy vir 'n enkele wanneer daai enkele self nie meer enkele is nie, hy's in 'n eenheid. Ja. So dit maak nie saak vir wie jy stem nie. Jy stem vir daai eenheid en daai eenheid hou mekaar aan die gang. Dis ons nou eintlik wat gebeur. So jy dink jy gaan stem vir die Vryheidsfront, maar jy stem vir hulle almal. Jy stem vir die ANC en die DA om in bewind te bly. Ja, ek het jare terug vir Dr. Theo de Jaar gesê, weet, die ANC kon nie beter vernoot gekry het Ja. as Agri SA wat hulle grondhervormingsplan toepas nie. Ja. Hulle kon nie beter vernoot kry nie. Want hoe het op vergaderings dan het Theo byvoorbeeld sê, ja, die boere sal moet besluit dat ons 30% van die grond moet gee vir hervorming en onderverdeling, want ons is nou nie so Zimbabwe. Ek was op die vergaderings. Dan is die boere aangespoor, verkoop, want is nou tyd om te verkoop, want jy gaan nie beter pryse vir jou grond kan kry as nou nie. So is die boere aangemoedig. So hulle is bang gemaak van oor die Ek was op die vergaderings, dan is hulle aangemoedig om hulle grond te verkoop, wat is sulke goeie pryse, maar die beginsel was eintlik, jy gee in die grond behoort aan die swart man. Ja. Jy gee hom in teen 'n prys, jy verkoop jou siel vir 'n prys, want jy weet voor jou siel dat hierdie grond behoort aan al vir 3-4 geslagte aan jou. Ja. En nou kom hier 'n man van Agri en hy oorreed jou om nie die grondeise te staan nie restituisie te staan nie die herverdeling te staan nie, maar in die naam van mammon en geld jou bodem, jou bodem van jou land te verruil, dan handel jy soos Esau. Ja. Vir 'n pot lensies op. En wat is die gevolg daarna? Toe die boere dit doen, toe val daai pryse toe domp, toe word die boere beskuldig op die einde, maar julle vra te veel van die hele grond, julle buig die stelsel uit, by die stelsel uit, en goed, en nou is dit onteiening sonder vergoeding. Ja, ons praat nou, nou baie, maar dis baie interessant en dit moet gesê word. Ja, so, is dit die jong mense moenie aan julle neuse rondgelei word nie. Die baie jong mense sit eintlik met 'n geheueverlies. Hy weet nie wie sy nie. Ja. Hulle weet nie waarvandaan hulle kom nie. En dan gaan hulle gaan na die verkeerde bronne toe en hulle gaan doen navorsing oor apartheid. Maar as jy die liberalis se bronne gaan volg en die vyand se bronne gaan volg, dan gaan lees jou eie volk, gaan lees die getuies wat Paul Kreer daar gesê, gaan lees die getuies van Andries Pretorius, gaan lees die getuies van die president Steyn, gaan lees hulle getuies. Wat wil jy jou geheue bou met mense wat nie eers soos jou dink nie? Want jou geskiedenis is jou geheue, jou geskiedenis rig jou op die toekoms. Jy weet wie jy is en wat jy is. En as dit onder jou weggeruk is, dan weet jy nie waarna toe om te gaan nie. Dan volg jy enige ding, enige leuen kan oor jou vertel word. En dis wat nou gebeur. Maar die jong mense, soos dat jy nou genoem het, daai IDASA komplot, die regse verraad, gaan lees dit, is nie regtig regse verraad nie. Dit is verraaiers, dit is liberaliste wat hulle voorgedoen het. Dit is eintlik kommuniste. Ek wil dit sê, want as jy met 'n kommunis onderhandel het en nog steeds agter 'n kommunistiese onderhandelinge staan en kommunistiese persone en so agter staan en so verdedig, wat is jy anders? Die ANC was nog altyd 'n kommunistiese organisasie. Hy van daai tyd af, Jaap het altyd gepraat, so hy het nie net van die ANC gepraat nie. As 'n mens van sy goed lees, het hy altyd gesê die ANC SAKP. Hy het dit in een ding gesê. As ons nou gaan mooi kyk
Daar in die 70er jare het sy nou 'n klein seentjie maar het groot geword in die stryd. Nou onthou ek nou John Foster se plakate. Hy was maar ook bietjie lief vir die drinkgoedjies. En ja, het was so gespottery en ek het nou maar dit mos nou maar gehoor. En hy het gesê toets my aan my dade. Dis wat hy vir die volk gesê. Onthou daai jare, ek dink aan 72 en 74, daar's 'n groot plakate gemaak waar hy tussen twee swart dames sit en wyn drink. En goed, ek het nog die boekie toets my aan my dade. So 'n swart boekie met John Foster. Ja. Nou kom ons toets hulle aan hulle dade. 'n Generaal wat PW Botha het gesê 80% polities, 20% militêr. Is dit hoekom ons jong mense doodgeskiet is op die grens? Hoekom daai oorlog om tyd te wen, om die witman moeg te maak in Suid-Afrika? Maar as ons gaan kyk na die Rivonia komplot en as ons gaan kyk na die kommunistiese strategie, hulle sal jou doodmaak al is jy een van hulle broeders. Ja. As jy die oorsaak gaan wees dat hulle strategie gaan misluk. En 'n kommunis sou nooit oorgegaan het in die geweld voordat hy nie 100% seker is hy gaan dit onderhandel nie. Ja. Of wen nie, die oorwinning hê nie. Dit is hulle strategie. Nou, daar is vir Mandela gesê, ek het 'n artikel ook daaroor geskryf, dat hulle nie in Suid-Afrika vroegtydig moet oorgaan in geweld nie. Hoekom? As ons kyk na Amerika wat daai oorlog gehad het in waaroor hulle altyd so spog. Vietnam was teen kommuniste. As ons kyk na die oorlog wat Amerika gehad het en onthou nou praat ons is alles na 48. Ja. Die kommunistiese inval, die kommunistiese blok wat Europa oorgeneem het. So almal het agter elke bos 'n kommunis gesoek of gesien. Naderhand is dit vir ons gebruik, maar dit is werklik so. En ons vir Mandela gesê, hy kan nie vroegtydig oorgaan in geweld in Suid-Afrika nie, want dan sal hulle gebrandwerk word as kommuniste. Daar moes tyd verloop. Hulle moet freedom fighters. Ja, daar moet tyd verloop, en as jy nou die Rivonia komplot en dan hulle planne gaan kyk daar in al die dokumentasie, dat dit moet van kommunisme oorgaan na die swart man se freedom. Hy het 'n vryheidsstryd. Hy is die onderdrukker. Maar Suid-Afrika het tot saam met Amerika ek dink in Cuba teen die kommuniste beklei. Ja. En wie Mandela laat toesluit? Die kommuniste. Hulle het hom verraai, hulle het hom hy moes verwyder word uit die pad uit, want hulle is besig om die oorname in Suid-Afrika teen te werk. En dis hoekom Mandela dan ook as 'n terroris gebrandwerk was. Ja. So as die hele stryd in Suid-Afrika, die swart man se stryd in Suid-Afrika dan aan kommunisme en terrorisme verbind sou word, dan sou ons nooit tot sou die simpatie nooit na die swart man gegaan het nie, en sou daar nooit 'n sou die wêreld teen die swart man se stryd in Suid-Afrika gewees het. So, Mandela is nou weg in die tronk gegooi, want hy het te vroegtydig opgetree. En die tyd het aangeloop met die Soweto opstande, en toe die 1976 die opstande daar oor die skool in Afrikaans, en so het na verwoerd vermoor is, moet ek dit sê, dat John Foster, PW Botha en F.W. de Klerk, hulle almal in daai regering, dit so meegewerk het en dit so gedoen het, dat dit wat uitgekom het, dit geregverdig was dat die wêreld nou teen apartheid sou draai. So hulle het die bal so gespeel. Nooit is enige persoon in Dr. Verwoerd se kabinet aangekla vir nie oom Jaap Maree nie, nie Willie Maree nie Hertzog nie een van is aangekla.
want hy het reg en regverdig opgetree, so ook teen die swart man. Dit is 'n feit dat die nasionale party na verwoed werklik swart mense gaan vermoor het om hulle stil te hou, sodat die oorgangstyd, hulle moenie nou te veel amok maak soos Mandela nie, Ja. want dan het die wêreld en die Suid-Afrikaanse regering 'n wettige rede om teen die opstand in Suid-Afrika op te tree. Dit tree, ja. En dis hoekom seker Chris So Hani dis ook hoekom geskiet is. nee, Chris Hani is opgeoffer vir Mandela. Ja. Dit is hoekom Steve Biko en al daai klomp rebelle vermoor is, Ja. maar ook in die geheim vermoor is. Sodat die omstandighede in Suid-Afrika die swart man se stryd, Simpatie by die ja, die wêreld se simpatie by die swart man kan lê. Kyk, die swart man doen niks nie. En dit is hoekom P.W. Botha in 80er jare en dan ook F.W. de Klerk iewers klik maak staan hierdie massas in ons straat en hy spoeg in 'n polisieman se gesig. Ja. Hulle steek geboue aan. Die polisie jaag daar rond. Hulle mag niks doen nie. Was om die swart man se stryd uit te beeld teen hierdie onderdrukkers Ja. of die Suid-Afrikaanse regering. Maar dis doelbewus gedoen. So ek sê niks Dr. Verwoerd het gesê skiet hulle. En hy het hulle geskiet en dit was klaar en daar was nie. Ja. Hier is 'n ding aan die gang gehou met 'n 80% polities soos Ja. P.W. Botha gesê het, 20% militêr om ons mense moeg te maak om oorlog te maak, né? Ja. In die wêreld dan te regverdig om teen ons sanksies in te stel en die simpatie by die swart man te kry. En op die einde sê die nasionale party op die einde daar 1993 en 94 vir politieke stabiliteit en vir vrede en om te keer dat daar nog 'n oorlog is, om te keer dat daar burgeroorlog is en so moet ons nou maar die mag. Ek sê vir jou daar's meer mense vermoor. Wit mense vermoor in hierdie land as daar wit mense in die Anglo-Boereoorlog van die Boereoorlog, noem dit nie die Vryheidsoorlog gesterf het, né? In 'n volskaalse oorlog met oor 700,000 Engelse soldate hier, het daar meer nou in hierdie 30 jaar meer wit mense doodgaan. Het meer swartes doodgegaan aan die hand van hulle eie mense en van verhongering in hierdie land onder Mandela as wat dit in 'n volskaalse oorlog amper in Irak gesterf daai het. vergelyking is gedoen. So nou ja. dis uit en uit net daar gewees hierdie hele stryd en dit moet die jong mense gaan lees. Ja. Hulle moet dit gaan leer sodat hulle ook vanuit 'n ware Afrikaner nasionalisme, Christelike Afrikaner nasionalisme die stryd kan voer. Ja. Dat hulle kan sê maar hier is 'n klomp leuns wat vir ons vertel is. Ek sê altyd Christelike Afrikaner nasionalisme is die liefde vir jou God. Die liefde vir jou volk. Hoekom? Want dit is 'n genadegawe uit God se hand. Ja. Ook liefde vir jou skepingsbeeld. Jy's 'n blanke. Die liefde daarvoor want God het jou so geskape. Die liefde vir jou taal, want God het jou daai taal gegee om hom te aanbid en om te prys en sy naam groot te maak. Ja. Die liefde vir jou vrou, vir jou kind en ook vir jou familie. En so kring dit uit dan na jou volk. Want jou neefs en niggies en tannies en ooms is jou volk. Ja. Om saam te huil as iemand seer kry van jou volk. Saam te ween as jy sien die armoede waarin hierdie volk is. En saam te lag ook. En saam fees te vier. Maar vandag, die wat nie eers die woord nasionalisme oor hulle lippe wil kry nie. Hulle is meer bekommerd oor die swart man se armoede. En werk. En eiendom wat vir hulle gegee moet word, wat van jou eie mense. Dis hoekom nasionalisme nie eers meer oor hulle lippe genoem wil word nie. Want hulle is nie. Hulle Want hulle het eintlik ek sê 'n dier
doen dit nie eers nie. 'n Dier verwerp nie sy eie kleintjies nie. En vat vreemdes. En druk die vreemdes teen hulle bors vas nie. Nie eers 'n dier doen dit nie. Ja. Nou het hierdie mense gekom en ons volk vervreem van sy Godgegewe eiendom. Ons volk op straat gesit, arme mense, honger, siek, hulle gaan dood op straat. Suid-Afrika is nie meer 'n land wat vir hulle kan sorg nie. En dan moet mense nou kom, ek weet ek praat, as jy met my praat, gaan ek te lank praat, dit is nou ongelukkig so. Ons gaan nou klaarmaak. Terugkom by hierdie reservate wat hulle vir ons wil gee, om in te bly. So ek sê, in beginsel het ek, om blankes op die grond te vestig, het ek glad nie, ek spoor dit aan. Ja. Maar om dit te wil gebruik om jou volk te vervreem van sy vaderland, is laakbaar. Ja. En as weer kom na Orania, die mense wat daar is goeie Afrikaners, die mense wat daar gaan bly. Maar kan Orania 'n vaderland wees? Kan Orania nou sê, kom my volk, kom julle wat op plakkerskampe sit, kom, hier's 'n tuiste vir julle, kom. Soos ek verstaan, moet eers die regeringsproses gaan. Ja, die regeringsproses, is dit 'n vaderland? Jy moet so ek verstaan, is dit 'n aandeleblok, is 'n besigheidsgedrewe. 'n Vaderland sorg vir sy kinders. 'n Vaderland in die beheer daar doen welsyn teenoor die wese en die arme. Hulle trek hulle in. Ja. Dis wat 'n vaderland is. Want soos 'n vader en 'n moeder na hulle kinders kyk, so kyk 'n vaderland na sy kinders. Ja. En dan is dit nou hartseer om te sien hoe swaar ons mense kry. En dis alles gedoen deur mense wat meer lief was vir hulle checkboekies en vir hulle eie persoonlike rykdom. Want moenie vir my sê, een van daai vryheidsfronders het gesê hulle het ten goede opgetree vir ons volk nie. Want alles wat hulle gedoen het, was tot nadeel van ons volk. Dit waar ons volk vandag sit, is as gevolg van hulle. Ja. Niks het ten goede uitgewerk nie. Want hulle het gehandel soos 'n Esau. En hulle het geweet. Hulle het geweet. Toets hulle aan hulle dade. Ja. Toets hulle, laat ons die rekord daar stel. Daar het meer swart mense in hierdie land werk gehad, as wat daar nou swart mense werk. Tot vir die swart man het hulle in armoede uitverkoop. Dan moet ons weet werklik vir wie werk hulle. In wie se mag is hulle. So sê die mag seker van die... Daar word baie gepraat van, ja, maar Pieter T was 'n vrymesselaar, en daai boereheld was 'n vrymesselaar, en daai boereheld was 'n... So word helde in ons verlede uitgewys as Illuminati en vrymesselaars, maar hulle het as mense, ons sien hulle as helde. Nou wat's hierdie mense dan? Kan die vraag gevra word. Daai mense het opgetree ten goeie vir ons volk, maar hulle word nou verdag gemaak deur daai mense wat hierdie land uitverkoop het, om hulle self te regverdig. Dan is die vraag, maar wie is hulle dan? Ek dink ons almal weet wie is hulle. En waar skakel hulle dan in? Ja. Is vrae. Is vrae wat ons moet gaan soek en antwoorde gaan soek. Ja. So om terug te kom voor ons nou klaarmaak, ons is nou amper ek vergeet om koffie te drink. Ja, vat maar 'n sluk. Maar om terug te kom by waaroor die waar ons nou eintlik begin gesels het oor die onteieningswette en so, en Ramaphosa wat dit nou skielik bevind as ongrondwetlik en so aan. Oom dink dit is alles deel van 'n uitgewerkte plan om mense se eintlik nou maar weer vertroue in die DA en die Vryheidsfront te kry.
En dat hulle nou half gaan optree as 'n kom ons sê maar 'n skaapwagter vir die ANC om hulle in lyn te hou en so aan. Net 'n laaste paar woorde daaroor. Wat moet ons dan doen en nie doen met hierdie opkomende munisipale verkiesings? Ons oproep is verwerp hierdie bestel. Laat hy in duie stort. Want hy gaan in duie stort. Wil ons hom in stand hou terwyl ons mense verder uitgemoor word en vermoor word? Wil ons teerpaaie hê terwyl jou volk ten gronde gaan van honger en dors en ontbering? En moord. Pleinweg net moord ook. Wil ons water in ons krane hê terwyl ons volk nie eers 'n huis kan bekostig in die dorp waar daar water in 'n kraan is nie, want vir wie sorg jy nou? En dan moet ons onthou, om aan 'n verkiesing deel te neem, moet jy jou wit man opoffer om die swart man se stem te kry. Heel eerste, dis hoekom hierdie Suid-Afrika opgeoffer is om die swart man. Maar nou het ons 'n 3 flanke. Die DA staan maar bekend as die kleurlingparty, as die bruin mensparty, want dis waar sy steun lê. Ja. Die Vryheidsfront is nou die konservatiewe Afrikaner, maar hy vry ook nou al na Maree en die bruin mense, ja. En dan kry ons die ANC die swartes. En hy daai 3 groepering, elkeen moet hard beklei om die meerderheidsstemme te kry sodat daai 3 mekaar in bewind kan hou. Ja. Ek het altyd gesê 'n stem vir die Vryheidsfront, 'n stem vir die ANC, 'n stem vir die ek het dit altyd gesê. Waar die mense gesê het nee, maar stem as jy buite die verkiesing hou bly is dit 'n stem vir die. En wie so hard beklei daarvoor. Hulle het gesê stem, maak nie saak vir wie jy stem. Jy is die deel. Jy moet net stem. Hoekom? Want hulle het geweet, hulle 3. Al die stemme is hulle 3 se stemme. Ja. En kan ons ek sal dalk nog 'n laaste opinie ook wil maak van my kant af dat ons weet hierdie hele bestel is korrup. Ons weet daar's hoeveel bedrog betrokke. Ons weet hoe alles gesteel word en geplunder word. Hoe kan jy dan vertrou dat wanneer jy gaan stem of enige iets dat dit regverdig getel word en dat dit regverdig geallokeer word aan partye en so aan? Wanneer die hele bestel so korrup is, hoe vertrou jy dat jou stem enige iets gaan beteken? Dit maak nie vir my sin. Ja, jy vertrou die plunderaar. Ja, hoe kan jy dit doen? Hoe vertrou jy 'n korrupte? Die munisipale kragstelsels val in duie, maar ons stem tog. Nee, maar die punt is waarby ons moet kom, Dirk, is dat ons volk se gelowige volk, en ons weet waar ons hulp vandaan kom. Ja. Moenie laat ons volk ons hulp by prinse en mense gaan soek nie. Ons weet wat's reg en wat's verkeerd. Ons weet dat daar geen gemeenskap is tussen die duisternis en die lig nie. Tussen ongeregtigheid en geregtigheid nie. Ja. Tussen die duiwel en Christus nie. Nou as jy wil staan met die een hand of een voet by Christus en die ander voet by die duiwel, dan sê die Bybel ook vir ons. En ek sê predikant, nie, is gewoon 'n eenvoudige boer. Ja. Dan staan daar, dan sal jy uitgespuug word. Dan sal jy uitgespuug word. Ja. En laat ons dan, soos ons voorgeslagte, vertrou op die woord van God. Dat ons hulp daar gaan soek. En gaan kyk, maar die mense wat die offers betaal, is die mense wat die ware volksstryd stry. En die mense wat in posisie sit en poste sit, beklei 'n stryd vir hulle chequeboek en hulle bank. Ja. En daar verkoop hulle jou uit teen 'n prys. Terwille van hulle self. En Kreur en ons ander volksboereleiers het die stryd gevoer ten koste van hulle self. Hulle het nie betaling gekry nie. Hulle is nie vergoed nie. En baie van hulle het arm dood gegaan. Want die stryd was 'n stryd op die woord van God. Ja.
En dis waar hulle hulp gekry het. Dis al wat ek vir die mense kan sê, kyk waar gaan die geld. Ons sê, Dankie dat jy weer ons sal weer gesels kuier het. ja, dankie vir die koffie. Ons bly nou nie so ver van mekaar af nie, maar Ja. Nee, ons bly eintlik baie naby aan mekaar. Ons is gereeld drink 'n koppie koffie en gesels. En ons sê ons ook dankie vir die tannie wat vir ons die koffie gemaak het en vir Christo agter die kamera. Baie dankie. Ons sien hom nie, maar hy is daar besig om te werk. ja, en vir die koffie, ja, is nou nie beskuit nie, maar die biltong sou nou lekker gewees het. Ja, As jy 'n bietjie biltong en broodwors bring het. Miskien kan iemand ons borg met 'n biltong of 'n dingetjie wat altyd hierso staan en dan. Ja. Maar dis reg. Baie dankie en Baie dankie. skakel weer in. Totsiens.